Goeiemôre, good morning. Daar sy, skuif nader en skink vir jou 'n koppie koffie, want ons het 'n propvol program wat vandag behoorlik uit sy nate bars. Waar is ons koffie? Uit sy nate uitbars. Nee, maar ek weet daarom nou nie, ons het bietjie laat ingedraf vanmôre. Ja, jy sien, dit is nou weer jou skuld. Toe word daar gesê ek mag nie vanoggend koffie hier op die stel hê nie, so kom ons hou dit maar veilig daar, waar Annie nog lekker sit en 'n koffietjie smil. Ja, gewoonlik maak Pieter vir ons koffie in die oggende, maar hy was nou vanoggend 'n bietjie lui, dis eintlik die rede. Ek was by Haasdas in die skas. Nou ja, kom ons kyk waarna kan ons alles uitsien vanmôre. Ons het by die juwelier Zoa Jansen van Rensburg gaan kuier om te sien hoe sy juweliersware maak. Ons het ook by die veearts gaan kuier om meer oor diabetes as dit by diere kom te gesels. Sporttalent loop dik in die Mostert familie, maar vandag gesels ons met die jongste broer, neef, niggie, wat sy merk maak. Dis Johandro Mostert. Dan kuier die legendariese Haasdas by ons om te vertel hoe dit in Diereland gaan en hoe hy sy 50ste jaar in die kollig vier. En laastens sluit Frank Opperman by ons aan om van al die opwindende werke wat hy tans op die plank het te vertel. Hoe's daai? Mense wat dink hulle is smart. Mense wat dink hulle is smart. Verstaan jy? Weet jy moet weet iemand is 'n legende wanneer daar sê goed is na aanleiding van die verskillende karakters wat hulle al of die rolle daarvan wat hulle vertolk het, né? Nee? Absoluut. Daar's 'n hele paar. Nee, dan weet jy. Nou ja, toe, maar ons dalk later 'n bietjie meer daaroor. How's dit, Elsa? Daar's sy. How's dit, Elsa? How's dit? Goed, kyk, ons kan nie die oggend behoorlik afskop sonder ons oggendpraatjies nie. Asseblief nie. So ek het nou weer 'n interessante brokkie wat ek hier met jou wil deel vandag. Kom weer terug met interessante nuus, laat ek hoor. Reisigers wat by die Kaapstad Internasionale Lughawe land, word gewaarsku om op hulle hoede te wees vir bestuurders wat hulle self as Uber of Bolt bestuurders voordoen. Die waarskuwing volg nadat die sogenaamde National E-Hailing Federation of South Africa ook kommer oor bedrieglike dokumentasie op sommige e-huurplatforms en die behoefte aan beter regulering binne die bedryf uitgespreek het. Volgens Johan van Skalkwyk, 'n gereelde reisiger, is daar verskeie gevalle waar toeriste, nadat hulle by sogenaamde e-huurbestuurders ingeklim het, groot bedrae geld verloor het. In een voorval het 'n rit wat ongeveer R420 moes kos, uiteindelik R4.200 beloop. Hy sê die bedrieërs werk soms openlik en gebruik selfs Uber handelsmerke om geloofwaardig voor te kom. Van Skalkwyk meen dat die oplossing is om amptelike optelpunte vir geregistreerde e-huur en taksiedienste by lughawens duideliker af te baken. Volgens hom sal dit wettige bestuurders help en terselfdertyd opportunistiese bedrieërs ontmoedig. Ek het nogal gewonder wanneer so iets in die nuus gaan wees. Ja. Want die afgelope paar kere wat ek nou al daar by daai lughawe aangekom het, dan is daar mense wat jou so half tromp oploop en wil weet, het jy Uber het nodig? En dadelik voel mense 'n bietjie onseker en ongemaklik. So ek dink is goed dat hierdie bewusmaking geskep word. Dis net jammer dat sommige mense nou al slagoffers was van hierdie bedrieërs. En ja, ek dink baie mense is nog heeltemal te naïef wanneer dit by daai tipe van dinge kom. Jy weet, dit is soos ook, vat maar die Johannesburg se internasionale lughawe ook, die mense wat nou help met 'n bietjie om jou tasse vir jou op en af te laai en goeders. Ek wonder ook baie keer hoeveel van daai mense is regtig geloofwaardig daar. Nee, inderdaad. Want dit voel vir my hulle is net agterhou geldjie aan. Ek dink dit kan nooit te goed gereguleer word nie. Ek dink veiligheid is altyd, moet die top of hoofprioriteit wees. Wat wel vir my interessant is ek kan nou weer eens net namens myself praat, maar ek dink ook ek sal nie sommer net iemand vertrou en saam met hulle in 'n kar klim nie. Ek is een van daai mense. Wanneer ek nou 'n Uber rit bespreek, dan sal ek gewoonlik seker maak, eers kyk na die nommerplaat. Om die kar stap, seker maak, dit is so ek gaan soveel goed na, voordat ek in daai kar klim. Maar ek kan nie dink dat mense, soos wat jy sê, dit is seker maar mense wat naïef is. En mense klim maar net, of vertrou maar net te vinnig, dink ek ook, nee. Ja. En dit is vir my die hartseer deesdae met al hierdie mense wat natuurlik altyd om elke hoek en draai probeer hulle weer 'n ander slinkse plan kry. En ongelukkig is hulle skelm en dit, laat 'n mens net opnuut weer, hoe vertrou jy makliker? Ja. Want het begin vir my, as ek daarom vat in ons grootword jare ook, jy weet, as ek nou vat, die 15 of 10 jaar terug toe ek nou nog in matriek was,
Was dinge anders te gewees? Aansienlik anders gewees, Pieter, nee. Ja, ek is seker daarvan 'n mens verlang terug na daai tyd wanneer jy nou 'n matriek was, jy weet die jaar wanneer jy toe net was. Maar nee, ek dink soms het dit dalk ook te doen met mense wat haastig is en ongelukkig. baie gou by hulle eindbestemming wil uitkom, maar ek dink daar is juis hierdie platforms wat die werklike platforms is, die ware Jakob is, maak dit gerieflik om dit voor die tyd te kan bespreek. So ek dink jy kan tog tyd spaar as jy goed beplan. Maar ek kan ook nie verstaan hoe die ou van 'n 420 na 4200 rand gegaan. Jy betaal ons nie daai e-hailing of soos wat Want daar is net 'n nulletjie, né? Ja, is Dis een net 'n nulletjie. ou nulletjie, 'n ekstra nulletjie. Helaas wou dit nie aan die einde van my salaris gebeur het al laat daar een ekstra nulletjie is nie, maar nee ja. Volgende oggend praatjies, die 6 eienaardige silwer metaalballe wat onlangs daar op 'n strand uitgespoel het. Kan jy dit glo? Dit het gebeur by Forest Beach in Queensland, Australië. Nou uit nuuskierigheid uit het baie mense gewonder waaroor gaan dit? Maar nee ja, aanvanklik was dit onbekend wat die voorwerpe was, maar die Australiese ruimteagentskap meen dat dit waarskynlik drukhouers van 'n vuurpyl wat na 'n ruimtesending terug aarde toe geval het is. Hierdie drukhouers word gebruik om soos gasse en vloeistowwe onder hoë druk te stoor. Hulle is so stewig ontwerp dat hulle, wanneer hulle nou die aarde se atmosfeer binnendring, die uiterste hitte kan weerstaan. Hoewel die meeste ruimterommel tydens hierdie proses uitbrand, gebeur dit soms dat groter of stewiger dele die reis deurstaan en uiteindelik in die see of op die land beland. Nooddienste het intussen weens die vrees dat die balle gevaarlike chemikalieë kan bevat, 'n veiligheidszone van 50 meter rondom hierdie voorwerpe afgebaken. Kenners werk nou saam met internasionale owerhede om vas te stel van watter land se vuurpyl die metaalballe afkomstig is. Dis nou vir my 'n interessante enetjie. Ja, ek gaan sê dat watter land ook al verantwoordelik is, onverantwoordelik is. Heeltemal onverantwoordelik was. Dit is vir my glad nie aanvaarbaar dat so iets, jy weet, kan beland op 'n plek waar dit nie moet nie. Ja. Jammer dat ek myself nou so sterk uitspreek, maar dit is gevaarlik. Dis baie gevaarlik. Hulle hoop altyd dit val in die see want die oseaan is net so groot. Wat ook nie reg is nie. Imagine nou hierdie ding het in 'n woongebied geval, hierdie balle. Kan jy dink? Sit mense onskuldig in die sitkamer en hier val die jemmele uit die lug uit. En dis nie klein balletjies nie, nee. Hulle sê ek sou gedink het dis 'n tennisbal tipe van ding, maar hulle sê is groter, is wat netbal grootte, sokkerbal grootte daarom. Kan jy dit oor vertaal? Nee, en Baie. ek dink ook jy weet, dit is te maklik om te sê hulle hoop dit beland in die see. Wat van die arme seelewe ook? Ook waar. Jammer, maar ek gaan opkom vir die seelewe. So ek dink hulle moet dit beter reguleer. Ja. En dit sal interessant wees om hierdie storie dop te hou, die verwikkelinge dop te hou, soos wat dit ontvou en dan nou vas te stel watter land verantwoordelik is. Gebruik die swaar goeders en bring dit veilig saam met julle terug aarde toe of ontwerp dit so dat dit heeltemal sal disintegreer wanneer dit nodig is. Laat ons Daai is 'n goeie idee. ja, die Dis sal wetenskap ons volgende die projek wetenskap wat ons is kan aanpak. ver gevorderd en hulle kan nou maar laat disintegreer. Ja. Gepraat van my hoërskooljare, my laerskooljare en goeters, man ek sal graag met Hasdas 'n storie of twee wou deel. Eers 'n bietjie later. Maar eers 'n hoor. bietjie later, want ons het nog baie om na uit te sien. Jy moet bly net waar jy is. Ons gaan solank vir ons 'n vars koppie koffie soek. Jy sien mos ek loer vir my koffie vanmôre. Kry jy joune en kuier weer rustig saam met ons by Goeiemôre, Good Morning. Dis tyd vir ons weeklikse kuiertjie by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En ons fokus vandag op diabetes by honde en katte. Ek gesels met Dr. Vanessa. Dr. Vanessa, thank you so much for having us. Thank you for being here and thanks for inviting me. Please tell us a bit more about yourself, your speciality and your role here at Olympus. I'm a specialist internal medicine specialist in smaller animals, which means dogs and cats. I am here at Olympus as an internal medicine specialist and I deal with any specialist referrals that come through here. What exactly is diabetes and what exactly happens in a body of a diabetic patient?
Diabetes in animals is very similar to humans, so it's a similar disease. And what happens is, for some reason, the pancreatic cells called beta cells that normally produce insulin get damaged, and then the pancreas doesn't produce enough insulin. All the cells in your body need glucose to function, it's their energy, but the glucose can't just get into the cells. They need a little key to get in, and insulin is the key. So all the animals that have diabetes, they don't have enough of that insulin. So their body is breaking down their food, producing glucose, and the glucose is in the blood, but it just sits there because it cannot actually get into the cells. So the cells are actually starving. What are usually the first signs? So these animals are going to be very hungry, and they're going to want to eat all the time, and the owners say, but my dog is eating, or my cat is eating a lot, but it's still losing weight. And the second one is they will be drinking a lot of water and urinating a lot more. What causes diabetes in dogs and cats, and what can owners do to prevent it? Unfortunately, there's not much we can do to prevent it. It's a problem with the pancreas, so the beta cells get damaged, or there is insulin resistance in the body. It can be an autoimmune disease that's damaged the pancreas. It could be severe pancreatitis that the animals get, so that's an inflammation of the pancreas itself. But most of the time we don't know. The animal just presents as a diabetic. There are certain things that you can do to try and, if your animal is diabetic, to make things better and to in some way prevent it, and that is to keep the animals with a perfect weight. Also spaying a female dog and a male because the reproductive hormones can play havoc with the insulin. And how do vets diagnose the disease? So it's actually quite easy to diagnose because most of the time the owner's done all the work for you. So the pet parent will come in and say, my dog or my cat is really drinking a lot of water, eating a lot, losing weight. Those signs are what they see, and then they bring it in, and then we have a high suspicion of it. All we have to really do to make a definitive diagnosis is to get a urine sample and to ensure that there's glucose in the urine. We just take a little dipstick and we put it in, and it'll tell us. And we also then take a small blood sample, and it'll tell us the glucose is very high in the blood. And do diabetic pets have to receive insulin for the rest of their lives? Most of them do, especially the dogs. The dogs usually do. There are sort of differences between dogs and cats in that cats can go into remission, but most of the time, by the time we've actually diagnosed them, they've already gone into the insulin-dependent stage. Yes, most of our animals do have to be on insulin daily, and there are the few cats that maybe go into remission, but they do need insulin until they go into remission. What are the warning signs that a diabetic pet is in trouble and needs emergency treatment? If they start to become very sleepy and you can't wake them and they become very wobbly, we need to be very concerned. Then I would suggest taking just a little honey and rubbing it on their gums and then getting them to the vet as soon as possible. So if they stop eating, start vomiting or having diarrhea, any of those signs, in a normal animal you may want to give it a day and see, but in diabetic patients you should take them to the vet as soon as possible. Dr. Vanessa, thank you so much. That was so informative. Thank you for having me. Goed, ons kuier volgende week weer hier, maar intussen kan jy olympus24hourvet.com besoek vir meer inligting. Nou ja, die meeste van ons loop by 'n juweliersware in en koop 'n juweelstuk waarvan ons baie hou. Maar het jy al ooit gewonder hoe die juweelstuk vervaardig word? Ons het by die internasionale juwelier Zua Jansen van Rensburg gaan inloer om meer te leer oor hoe die proses van mineraal tot pragtstuk lyk. My pa se voorstel om te gaan incheck by 'n Jewelry Academy en bietjie te kyk wat daar aangaan, alhoewel ek planne gehad het om Kaap toe te trek, het my die koers van my hele lewe verander. Dit is tegnies. So ek is meer tegnies ingestel as wat ek besef het. Ek het altyd net gedink ek wil kuns maak en ek wil kunstenaar wees, maar toe ek eintlik besef hoe baie engineering gaan in jewelry in, toe het dit my net hooked. Ek werk meestal in goud en platinum en ek gebruik baie diamante. Diamante is nog altyd baie populêr, maar ek moet sê nou is lab diamonds obviously vat oor en dis baie inexpensive compared to mine diamonds. So ek is nogal 'n proponent vir lab diamonds want dit maak dat 'n normale ou 'n nice steen kan koop en nie
3 maande se salaris of ewen meer hoef te spandeer om ietsie nice te hê nie. Kliënte kom gewoonlik na my toe met idees en baie van dit is baie kommersieel. So obviously probeer ek, omdat jy nou 'n custom juweelstuk maak, wil jy nie hê dit moet lyk soos iets wat in 'n winkel gekoop is nie. So jy wil 'n unieke element inkorporeer sodat daai persoon nie iemand raakloop wat presies dieselfde ring het nie. Jy gaan deur die moeite om die stuk te maak, might as well make it amazing. Ek gebruik dieselfde metode wat alle jewelers nou gebruik en dit is ons print en cast. So jy teken die model, jy stuur hom na jou 3D printer toe, hy print die model in wax, dan gaan dit na 'n casting house toe, dan sit lost wax casting en dan werk jy hom af en jy set hom. So dis nou nie iets wat almal vir jou sal sê nie, maar jewelers maak nie meer jewelry met die hand nie, maar dit word gehand finish en gehand set. So ek finish amper al my stukke self. Ek probeer so min as moontlik outsource en ek set ook baie van die stene self. So dis 'n unieke ding eintlik, want baie mense outsource die setting wat is 'n specialized skill, maar ek, alhoewel ek 'n setter het wat van my werk doen wat ek nie comfortable mee is nie, doen ek baie van dit self. So die produk gaan heeltyd deur my hande. Wat my juwele uniek maak is dat ek regtig baie lief is vir elkeen van my kliënte. Ek's genuinely invested in my kliënte en ek dink party mense hou net aan die juwele by my maak want dis nie net 'n jewelry design session nie, maar ook 'n therapy session. Want ek is so invested in my kliënte se lewens en dit is regtig vir my belangrik dat hulle iets het waarvan hulle hou, wat lank gaan hou en wat vir hulle bekostigbaar is. Ek kry inspirasie van kuns af, van theater, enige tipe kuns eintlik, musiek, sulke tipe goed. En dan obviously kyk mense maar na die trends en mense steel maar van dit af. A good artist borrows, a great artist steals. So obviously in plekke soos Amerika, die mense maak amazing juwele. So ja, ek steel maar 'n bietjie daar en dan obviously kry ek van kuns af idees. My gunsteling tipe juweelstuk om te ontwerp is iets met 'n massive steen. Ek love obnoxious jewelry. Ek dink nie is iets wat mense baie doen nie. So as iemand vir my 'n groot steen gee, love ek dit. Daar's mense wat na my toe kom en sê nee, maar my ma sê ek mag nie wit goud en geel goud saamdra nie. Maar daar is nie reëls nie. Jewelry is vir almal, enigiemand. As jy daarvan hou, wear it. Like daar's geen constraints nie. Ek moet vir jou sê dis interessant, né? Baie. Want mense dink nie noodwendig aan die proses nie. Ja, en ou vergeet partykeer dat dit nie noodwendig massaproduksie dinge is nie, nê? 'n Regte juwelier, jy weet, juweliersware goeders word maar vir elke ou persoonlik gemaak. Of hulle het seker maar 'n paar wat hulle maak. Nee, maar ek hoor elkeen jy is ook daai verskillend. detail. Ja. Die detail wat partykeer het julle met baie detail en 'n spesifieke ontwerp te werk gegaan met lotiese ring. Ja, sy kyk 'n vrou weet presies mos wat hulle wil hê. Ons mans is eintlik maklik, want is mos of die een of die ander en deesdae is daar so groot verskeidenheid. Maar vrouens het mos maar altyd 'n dingetjie, ek soek my ring so met dit in of ek het dalk 'n ouma grootjie se steen wat uit hierdie ring uitgehaal moet word en maar nee, inderdaad, het sy hom gehad. Maar is ook interessant, daai enetjie sal altyd daar bly, maar 20 jaar later, toe wou mamma hom verander het, so nou sit sy met 'n nuwe een. Nou maar daar het jy dit. Bly gerus ingeskakel, ons gesels net hierna met Johanro Mostert oor hoe hy sy pad op die sportveld vind. Hierdie is goeiemôre, good morning en dis wat ons jou inderdaad toewens. Nou ja, sporttalent loop heel duidelik baie diep in die Mostert familie se bloed en hierdie in elk geval. Vandag gesels ons met die jongste boetie wat nou sy eie merk maak. Hy het pas sy debuut in die Falkes rooi trui gemaak en staan nou stewig op sy eie voete langs sy twee ander bekende broers, die groter een natuurlik, Franco. Welkom in die ateljee, Johanro Mostert. Lekker om jou saam met ons te hê, jongman. Dankie baie. Eerstens dink ek mens moet heel voor begin. Waar kom hierdie ongelooflike talent van julle vandaan? Is ma en pa albei sportmanne gewees? Ja, papa was kind van 'n sportman gewees. Hy Ja. het nog eens lekker klub rugby gespeel en al daai goedjies. So, ons broers het maar groot geword langs die veld by hom. Maar ja, nee, ons kom van die Vrystaat af. Ek is gebore in Mooinooi.
So ja, ons kom maar net van lekker tye in sportfamilie af. Ek neem aan as mens so groot word, hoeveel jaar ouer is jou boetie Franco as jy? My oudste. Franco is die middelste Ja, hy is boetie, die- hy is die hy jongste. is 12 jaar ouder. En as ek. JP, hoeveel ouer is hy? 14 jaar. Goed. So jy het groot geword met hierdie ouens wat jou heel duidelik tot 'n sekere mate toe baie dinge geleer het, maar ook maar Nee, ek moet sê, rondgegooi nee, ja, Jy moes nee, leer. Deur die kinderjare het hulle ja. Maar ek sou sê, Hoe kom mens daardeur? ek sou sê met die liefde wat hulle jou nog steeds gee na die geboelery of lekker verspeelery, so hulle was nog altyd daar vir my gewees in moeilike tye, goeie tye, so ek dink hulle bring my maar deur elke dag. Jy praat van die moeilike tye en julle is deur moeilike tye. Franco se beserings, daar was talle van hulle en dan natuurlik JP wat net begin ordentlik namaak het toe hy die ongeluk gehad en toe sy verlam. Hoe affekteer dit mens? Ek sou sê in die eerste, soos op die oomblikke toe dit gebeur het, was dit bietjie moeilik geweest om al die goed in te vat wat nou gebeur het en dit te besef. Maar ek sou sê ons het deurgewerk aan ons het almal maar as 'n familie bymekaar gebly en net deurgewerk en gehoop alles gaan beter word en ek sou sê goed, het baie beter geword. As mens daarna terugkyk, dink jy dit het jou sterker gemaak? Ek sou sê 100% ja. Hoekom? Het is my gewys wat kan gebeur, so jy moet alles waardeer wat jy het nou, want jy weet nooit wanneer dit gaan verdwyn nie. So. Ek neem ook daarbey saam aan dat as jou oudste broer of jou middelbroer, wat jou ouer broer is natuurlik, as jy na hom kyk en wat hy gedoen het op die veld, en van die veld af, hy lyk vir my altyd na so 'n gentleman, Ja, so ja. 'n sagte man, maar wat kan hard jol. Is daar druk, of nie? Nee, ek sal sê glad nie. Hoekom nie? Ek voel, hulle is 'n mens, ek is my eie mens, ek skryf my storie, hulle het klaar hulle skoolstories geskryf, so nee, ek is bly waar ek staan vandag. Jy noem jou storie, so vertel vir ons, waar het jy eers begin besef, jy het die talent om hierdie ding deur te druk en uiteindelik provinsiaal te kan speel? Ek sal sê ek het by die Puma Instituut gespeel vir die laaste 2 jaar. Ek sal sê die eerste jaar het ek agtergekom, oor jy as jy hard oefen en jy fokus, kan jy actually iets bereik jy uit. En ek sal sê op my tweede jaar het ek die ander 21's gemaak en ek het by myself gedink, as ons dit stoot, gaan ons dit verder kan vat. Wat is jou gunsteling posisie? Wat speel jy? Flank. Flank. Ja. Maar kan jy agste man en oop en toekant flank Ek speel? kan enige nommer van 4 tot 15 speel. Jy's een van Ja. 4 tot by 15 Ja, sê jy. As jy ja. moet, dan sal jy. Ek sal enige Pragtig. Toe ons net nou met mekaar gesels het, toe het jy gesê, ons praat nou oor die feit dat jy's in jou broer se posisie wat ook oral kan speel, maar meestal slot. Is daar 'n bietjie van 'n probleem wat die bokke aanbetref, wat beserings aanbetref? Toe sê jy, man, as Rassie op is jy daar. Ja, as hy my van kon gee, ek moet nie worry nie, ek is vir daarso. Das is gepak. Ja. Hoe jy het gesê jy het besef as jy hard oefen. Wat is daai volume waar mens hard oefen tot by draai voordat dit te veel word? Ek dink jou mentaliteit is jou hele ding. Jou brein is so sterk. Jy verstaan nie wat jou brein kan doen nie. Ek voel as jy jou mentaliteit op een ding sit en jy sê vir jouself, as ek dit doen elke dag of ek eet dit reg elke dag of even draf elke dag. As jy dit elke dag doen, ek beloof jou mentaliteit gaan vir jou wys om te sê, luister, jy gaan dit kan maak. En gee vir my een of twee van die dinge wat jy toe nou besluit het, jy gaan elke dag doen en jy gaan dit elke dag beter doen. Ek het by myself gedink, ek wil nie net amateur wees nie. Ek wil iemand wees. Ek wil iemand wees dat as ek eendag maybe die wêreld verlaat, dat iemand my gaan onthou van my naam af. En hoe professioneel jy was, met ander woorde. Ja, Dis 'n baie belangrike ja, ding. verseker. Moeilike vraag, want ek gaan jou tussen 'n klip en 'n baie harde plek plaas. Wie's jou helde, behalwe jou broers? Want ek neem aan hulle is jou oorhoofse helde, nie waar nie? Ja, ek dink ek sou sê my ma. Hoekom? Ja, my ma, sy is maar net 'n sterk vrou. Sy het vir 18 jaar na my gekyk in die huis, dan moet ek eers weet, jy's baie sterk. Was jy stout? Ja, ek sou sê ek was 2 dae of 3 dae stout 'n bietjie geweest. 'n bietjie van 'n handvol. 'n bietjie. Maar nee, ek sou sê my ma, 100%. Sy is sterk. Watse karaktereienskappe het sy nog wat jy na kyk en regtig admireer? Ek sou sê liefde vir mense. Dit is my hoofding, is die liefde wat sy vir mense gee
En sy gee altyd terug. Sy het altyd teruggegee en sy sal vir altyd onthou word as Janet. Pragtig. Toe jy uiteindelik die werk kry by die Valke en jy ry elke dag van Pretoria af deur soheentoe, hoe het jy gevoel? Kan jy teruggaan na die oomblik toe hulle jou gebel het en gesê het, luister, ons het 'n kontrak vir jou kom teken? Yes, ek was baie gelukkig geweest. Ek moet sê, ek het dadelik die foon geantwoord te sê ek vir die coach, okay, dit is 100%, ek is maandagoggend daar. Ja. Dit was nog stresvol geweest om daar by die groot ouens aan te kom en hulle almal so 'n bietjie ouer as jy. So ja, maar ek sou sê na die eerste maand het ek in die groove ingekom en ek het begin met die ouens bietjie kuier en so alles het beter geword. Hoe is dinge op daardie vlak van Suid-Afrikaanse rugby? Ons weet hoe dit bo is en ons weet hoe dit by skole is, maar hierdie tussenin waar jy nou is, hoe is dit daar? Geef ons 'n indruk van hoe jy Ek dit sal ondervind. sê dit is maar vinnig, dit is baie vinnig. Rugby op hierdie level is baie vinnig. Die kontak bly maar hard. So ouer as wat jy word, so groter word jy, so harder word jy. Maar ek sou sê is baie lekker. Die rugby is vinnig en jy geniet dit baie meer. Ek weet jy is nou jonk in die ding in en ek wil nie vra dat jy kritiseer nie, maar waar dink jy kan daar miskien verbetering wees in jou deel van rugby nou? In my deel van rugby sal ek sê verseker 'n bietjie gewig optel. Dit is vir my 'n groot ding en werk elke dag op die goed wat jy dink jy moet werk aan. En hoe tel mens gewig op? Gee ons kykers so 'n kykie daarna. Jy eet baie, jy eet. Maar die regte goed, nie waar nie? Ja, die regte goed. Wat is regte goed in jou geval? Ek sou sê gewoonlik proteïen verseker baie. Dis vir my vleis, dis my groot ding. Pasta en ja, en eiers en bacon. Bacon is seker my gunsteling. Ja. Ek moet jou laastens vra met ons tyd wat amper uit is, hoe sien jy Saterdag se toets op Loftus? Ek sien baie uit. Ek hoop ek's daar so. Ek dink dit sal lekker wees, maar ja, ek dink die bokke gaan dit huis toe bring. En laastens, terug na ouer Boetie toe, na Sous toe, hoe gaan die besering? Nee, dit gaan goed. Ek sê hy is lekker aan die gang. Ek glo maybe se 4 weke, 3 weke kans, ek is nie seker nie, maar ek sou glo hy gaan sterker terugkom. As ons jou oor 8 jaar in die ateljee het, gaan jy 'n Springbok trui kan dra. Verseker. Ek sit my brein daarop, ek sal uitkom. Ek is seker jy sal, want dit is alreeds gedoen in jou familie. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Dit was wonderlik om jou hier te hê. Nou ja, gepraat van jong mense, ek was 'n seentjie toe hierdie eers 'n groot treffer was op televisie. Haas das, glo dit of nie. Dis tyd vir die nuus hier op Goeiemôre, Good Morning en dag sê aan al die liewe kinders en sommer kykers ook. Dit is vir ons besonder aangenaam om vir Haasdas terug op die nuuskas te verwelkom. Haasdas, welkom hier by Goeiemôre, Good Morning. Goeiemôre Elsa. Dis 'n wonderlike voorreg om vandag met jou te kan gesels. Ek het nog nooit voorheen 'n haas hier by my in die ateljee gehad nie. Ek is eintlik 'n konyn. Maar goed, kom ons kry dit reg. 'n Konyn. Ek het ook nog nooit 'n konyn hier by my in die ateljee gehad nie. Gaan ons vandag 'n bietjie nuus lees? Hierdie is nie my nuuskas nie, maar ek kan my bes probeer. Maar hier by die Goeiemôre Good Morning nuuskas. Goed, ons sal 'n bietjie later gesels. Voordat ons daarby gaan uitkom, het ek 'n hele paar vrae wat ek wil vra en ek wil sommer begin deur te vra, hoe gaan dit daar in Diereland? Dit gaan baie goed en ek moet sê, dit is vir my 'n groot eer om hier te kuier in Menseland by jou. Is die wortels nog so sappig daar en die nuus nog so vars? Die nuus is baie vars, net soos die wortels. Ek gaan later 'n bietjie 'n paar wenke by jou kry dink ek oor nuus lees asseblief. Is dit reg so? Inderdaad. Ek is al Diereland se enigste nuusleser vir 50 jaar. En dit is presies waarom jy vandag hier is. Kan ek wil so aan jou handjie vat hierso en sê baie geluk met hierdie prestasie, want jy vier dan nou eintlik na regte jou 50ste verjaarsdag kan 'n mens eintlik ook maar sê. Inderdaad. So dit is nogal baie kersies op die koek. Hoe voel dit vir jou om na al hierdie jare nog steeds die gewildste konyn dan nou in Diereland te wees?
Ag, dit is vir my 'n groot eer. Ek is 'n man van min woorde. Ek kom so agter. Nee, maar goed, ons beweeg aan. Ons hoor wel dat daar as gevolg van hierdie 50 jaar viering 'n groot makiet hier by die AfriForum Theater gaan wees. Wil jy vir ons so 'n bietjie meer vertel? Beslis, Elsa. Wel, om my 50ste herdenking te vier, het ek haas das saam met Interactive Productions 'n konsert gereël by die AfriForum Theater op 15 en 16 Julie. So wat kan ons verwag? Wanneer ons dit bywoon? Dit is 'n groot partytjie met karakters en liedjies en drama's en baie meer dinge. Dit klink vir my asof dit husse met lang ore is en jy ons nie te veel wil vertel nie, maar ek wil wel weet, gaan ons weer vir Piet Muis, Bettina Bobbejaan en Moeder Raaf ook sien? Ja, hulle is almal in die produksie. Ja? Ja, selfs daai muis. Dit lyk my jy het min woorde ook wanneer dit by die muis kom. Hy doen so min by die nuuskas. Hy maak net moleste. Is hy akiet lui ook? Hy kan vinnig hol, so ek weet nie of hy lui is nie, maar ja. Dit klink vir my asof daar so 'n bietjie politiek daar in Diereland aan die gang is by die nuuskas. Geen kommentaar. Goed, geen kommentaar. Dink jy die inwoners van Diereland het oor die afgelope 50 jaar so 'n bietjie soeter geword, behalwe nou vir hierdie muis? Ek mag nie eintlik opinies lewer nie. Ek lees maar net die nuus, maar het ek eerder niks sê nie. Goed, daai is die groot geheim. As 'n nuusleser moet 'n mens eintlik nooit opinies lewer nie, nê? Dis die veiligste. Inderdaad. Ja, inderdaad so. Nou jy was deel van die groot mense se kinderjare. Hoe voel dit nou vir jou om te weet dat hulle nou weer hulle kinders na die teater toe gaan bring om met jou te kom kennis maak? Ag, dit is fantasties. Ek is so opgewonde om al die ou maatjies weer te sien en al die nuwe maatjies. Ja. Nou so gepraat van nuwe maatjies, daar is nie net nuwe maatjies nie, maar ook nuwe liedjies. Ja. Is daar dalk 'n gunsteling dientjie wat jy met ons kan deel of wat behels hierdie nuwe liedjies? Wel, daar is 'n rock and roll liedjie, die Bobbejane Bob, wat Bettina Bobbejaan en haar twee kinders, Bakkies en Bobo Bobbejaan doen, en hy is nogal 'n treffer. Klink vir my asof dit 'n treffer gaan wees. Is dit 'n liedjie waarop 'n mens kan dans? Beslis, jy kan bop 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 bop. Nou, voordat jy weer terughop daar na Diereland toe, wil ek ook vir jou vra, waar en wanneer kan mense kaartjies in die hande kry, want dis tog sekerlik so of betaal hulle in wortels, ek weet nie. In Dierland miskien, maar hier in Menseland hoor ek van rande. Ja. En kaartjies is beskikbaar op 'n webtuiste genaamd Tixa. Daar sê kort en kragtig weer eens. Waarom sou jy ons kykers nooi? Jy weet, om nie net self nie, maar ook hulle kinders te bring om dit te kom bywoon. Hoekom sal jy hulle uitnooi om dit te doen? Ag, wel behalwe dat dit my herdenking is en dit lekker sal wees om al die maatjies weer te sien, is dit ook net 'n lekker geleentheid om bietjie weg te kom van die wêreld en in 'n lekker fantasiewêreld van diere moleste te gaan. En sê vir my haas das, sal hulle na die tyd kan, ek weet nie, miskien kom vra vir 'n handtekening of gaan hulle net foto's dalk saam met jou kan neem of hoe? Beslis ja. So dis nie eksklusief nie, dis nie asof jy gaan wegkruip nie, jy gaan daar wees. Nee, ek is nie soos die muis wat wegkruip nie. Nou wil ek ook vir jou vra, jy weet, dit is 50 jaar is 'n baie lang tyd. Is daar miskien 'n gunsteling herinnering wat jy met ons kan deel, of is dit moeilik vir 'n konyn om so iets uit te sonder? Ek onthou een keer in die 80's het ek saam met Guy Kosten gesing. Dit was nogal 'n hoogtepunt. 'n Duet? Yes! Ek het nie eers daarvan geweet nie, hoor. Ja, dis op YouTube.
Ja, dan moet ons verseker 'n plan maak om te gaan kyk. Beslis. En as jy nou in hierdie volgende 50 jaar miskien 'n duet saam met iemand anders kan sing, is daar iemand wat jy kan uitsonder behalwe nou hierdie dierevriende van jou natuurlik. Iemand van Menseland. Iemand van Menseland. Maar nou soek ek 'n vroue kunstenaar. Karlien van Jaarsveld. Karlien van Jaarsveld. Ons kan miskien 'n plan maak. Ons kan met haar doen dit. gesels. Ja, Ek dra nie jeans nie, maar sy dra geskeurde jeans. inderdaad so, Ja. maar ek dink nou 'n paar geskeurde jeans sal baie goed pas by hierdie laat ek net hierdie dassie van jou so mooi regmaak hierso. Dankie. Ja, ek dink dit sal die blou van jou oë ook so 'n bietjie meer uitbring. Beslis. Dit klink vir my baie goed. En dan wil ek ook vir jou vra, jy weet, wanneer 'n mens nou kyk na die nuus. Kyk, die nuus is partykeer iets wat swaar op mense weeg, man. En baie mense wil nie inskakel vir die nuus nie, maar waarom dink jy sal hulle altyd inskakel vir Haasdas se nuuskas? Jy weet, die nuus in diereland is baie anders as hier in Menseland. Hier in Menseland kla hulle oor die rugby en die petrolprys en dan weer oor die rugby, maar in diereland kla die diere net oor mekaar. Ja, die nuus sal altyd belangrik bly, of dit nou sleg of goed is. Wel, Haasdas, soos ek vroeër al gesê, dit was 'n voorreg om vandag met jou te kon gesels. Baie dankie dat jy moeite gedoen het om hier by ons, by Goeiemôre Good Morning in Menseland te kom kuier, en maak seker jy kry dan jou kaartjie in die hande. Haasdas, sal jy asseblief die mense vir ons mooi groet? Beslis, Elsa. Baie dankie. Dit was dan nou Haasdas se nuuskas. Totsiens. Ons volgende gas is een van Suid-Afrika se gunsteling akteurs. Hy beskryf homself as 'n wannabe rockster en 'n selfverklaarde yo-yo kampioen. Frank Opperman kuier vandag saam met ons regstreeks vanuit die Vrystaat. Hy's daar by die Vryfees in Bloemfontein, waar hy nie net een nie, maar sommer 3 produksies op die planke het. Frank, hartlike goeiemôre en baie welkom hier saam met ons. Hallo Pieter Koen, ek het vir jou jare laas gesien, gaan dit goed? Dit gaan met my baie goed. Ek weet nou by die onlangse in die Boskunstefees het ons verby mekaar gedraf, nooit die kans gehad om hallo te sê nie. Ja, Maar met dit kom ek val sommer in die deur. Ek wil net gou een ding uitstryk, die belangrikste vraag natuurlik. Het jy regtig vir Jackie Chan uitgesorteer en op sy plek gesit? maar my seun het so 'n dokkie gedoen en hy wys so 'n klip daarvan en toe hy dit slow-mo, toe kon 'n mens sien dis 'n Chinese dubbel wat die finale kop gedoen het. Maar ek het vir Jackie, ek het hom geskop. Ja, Daar sy. Love it. Ek op niks ingesond. Frank, jy toer tans met 3 heeltemal verskillende stukke. Hoe op dese aarde kry jy dit reg om net dieselfde teks by dieselfde stuk te hou en nie dat die een met die ander een deurmekaar raak nie? Nee, een is maklik, een van hulle is 'n reunie, dis so 1 man vertoning, maar die ander 2 is die een is die storie van Adam en Eva en die ander een is 'n storie Cry Baby met albei ek babas te doen. Weet is nou pop babas en of ek weet die een met die koppie aan die een kant wees, die ander een met die koppie aan die ander kant. Dis al wanneer ek daai oomblik van paniek en gaan is, okay, het ek die baba se kop aan die regterkant. Weet aan die regterkant. Nee, ag, dis maar wat 'n ou doen, terwyl 'n mens ook energie en krag het, man, dan doen 'n ou hierdie goeders en ek is 'n groot fan van teater en ek het Kaap toe getrek so 4 jaar terug. So ek werk nou maar met al die Kaapse mense, die Cry Baby een wat ek doen, is iemand, dis net 'n klomp jong mense, ek werk so lekker saam met hulle en dan ek en Margit, Dowwe Dolla of sy's deesdae ouma, doen nou die ander een, maar wat ek eintlik die hele tyd op die pad mee is maar my 1-man vertoning. Dis die ding wat ek nou die meeste doen.
Reunie speel ook af by 'n skoolreunie waar die oud matrieks mekaar behoorlik bloot lê. Hoekom dink jy tref hierdie storie mense so diep? Jy weet, al lag hulle self natuurlik in 'n paapie in. Ja, ek dink almal was op skool, jy weet, en seker so 70% mense het matriek, so almal wat op skool in 'n matriek was, kan so half met aanklank vind by die storie. Dit is maar net 'n matriekreunie wat 'n 40 jaar matriekreunie wat as gevolg van COVID 'n 46 jaar reunie geword het. En dan speel ek nou al die verskillende. Ek is die 'n one man matriekreunie. Dit is al wat hoe mense dit kan beskryf. En dit is geskryf deur ou Dana Snyman. Ek bel hom eendag en ek sê vir hom, "Ietsie man, ek het hierdie idee van ek en hy werk al 20 jaar saam." So ek bel hom en sê, "Hoor jy, ek het hierdie idee van 'n reunie." Toe sê Dana vir my nie, maar hy was 2 weke tevore by sy eie reunie. Dis sê ek vir hom, "Okay, daar's ons bly." En toe begin ons en sit hom aan mekaar en ja, dis nou al 3 jaar later wat ek hierdie land letterlik plat toer met die ding. Jy sien, dis nie dat hulle nou net begin het nie. Soos jy sê, 3 jaar en 4 jaar en langer. So ek geen wonder jy sukkel nie om seker te maak dat hulle nie oorvleuel nie. Sê net gou vir my, Kraai Baby is weer 'n perd van 'n ander teer, bietjie donkerder en meer absurd, maar ook met 'n sterk boodskap. Wat het jou na hierdie teks toe aangetrek en gelok? Want waar in jou lewe gaan jy 'n 4-jarige seentjie speel? Kraai Baby van oor 'n 4-jarige seentjie wat by die kleuterskool sit, klein Samuel. En dan kyk hy na sy juffrou se iPad, na die nuus. En dan gaan hy in skok in en hy word 66 jaar oud in 10 sekondes. En dan is Kraai Baby die storie van hierdie klein seentjie Samuel wat hy weet nie mooi waarom in te pas. Ja. Hoorie, en Jan, jy het nou haar naam genoem. Dan is daar nou die eerste vir alles waar Adam en Eva na al die eeue steeds probeer uitwerk hoe die huwelik werk. Hoe geniet jy dit? Dan is dit daar oud. So daar's daarom 'n verskil, die een karakter is 4, die ander een is 500 jaar oud. So dit maak dit daar bietjie makliker om te onderskei. Sê gou vir my, en jy en Margriet, julle werk lekker saam met die Adam en Eva enetjie, of wat is die ene, die eerste keer vir alles, of so? Lekker ook enetjie om aan te speel? Ja, ek en Margriet ken mekaar al vir soveel jare. Ek het al so baie kere by die boer al in my lewe opgetree. En toe het ons net besluit, hoorie, ons moet daarom 'n toneelstuk een of ander tyd saam doen, en toe kry ons vir Wessel Pretorius wat die mooiste teks aan mekaar gesit het. So dis maar net daai is die storie van Adam en Eva wat die eerstes was wat alles ervaar het. Maar na al die jare in die bedryf, wat is dit wat jou steeds opgewonde maak om net elke dag op die verhoog te kan wees? Mense is net so dankbaar dat 'n ou daar moet spring vir 'n lewe. En ja, mense is net bevoorreg om, want dit gaan rof, hoor jy die televisiegoeders, hierdie ander mense wat die kanale oorgeneem het, dit gaan rof met die Afrikaanse televisie en filmbedryf. So ek is maar uit die laaste 20 jaar doen ek meestal teater. Nou en dan doen ek ietsie televisie, maar ek is 'n ou wat man, en ek klim in my kar en ek ry en ek laai ligte in en ek gaan perform, kerksaal, skoolsaal. Dis wat 'n ou doen. Soos in die ou dae, back to basics, AI is nie betrokke nie. Jy gaan staan daar voor, dominee kondig aan, hy almal skakel jouself binne af. Jy ken die storie, jy self dalk baie getoer in jou lewe. Dit is maar daai, almal sit, ligtes word afgeskakel, lights kom aan en daar's 'n konsert. Terwyl die tyd ons inhaal, Frank, nou van Suid-Afrika, in Suid-Afrika het jy al van die mees geliefde karakters vertolk. Is daar een rol wat vir jou altyd 'n spesiale plekkie sal hê, of dit nou op die verhoog of die televisie was? Ag, daar so is natuurlik ou Boet van Orkney, Snorkney, Boekie Orsie Wapsie, daai ene. Hy loop maar nog steeds saam met ou. En daai goeters, ons het die loods episode amper 40 jaar terug gemaak. So ja, dis so iets wat saam met 'n ou bly. En dan het ek natuurlik ook, ons het so 'n reeks onlangs gedoen, Nêrens Noord-Kaap. Dit was vir my, weet jy, van 'n ou uit 'n sweetpak na 'n ou met 'n kierie. Dit was ook vir my
baie spesiaal om saam met Nico Skeepers en daai span te werk aan Nêrens Noord-Kaap. En dan is daar ook, daar's 'n Koek 2 op die oomblik wat op TV is. Dis ek het amper vergeet. Dit was ook een van my gunsteling slegte karakters. Daai wat jy so 'n sleg ding speel. Ja, Koek 2. Mense moet hom nie misloop nie. Hy is ook 'n lekker show. Ons sal verseker uitkyk daarvoor en ook as jy in die Vryfees omgewing is, maak 'n draai by nie net een nie, maar sommer al Frank se produksies. Dankie dat jy saam met ons gekuier het vanmôre Frank. Ongelukkig alwaarvoor ons tyd het en dan ook vir jou wat saam met ons hier die môre weer aangevat het, die dag lekker gemaak het. Ons sien julle weer maandag. Van my en die res van die span, mooi bly mooi en sorg dat julle nooit ophou droom nie. Lekker dag.